Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik dan. Nou liewe vriende, wilde honde is baie spelerig nogal en hulle is baie aktiewe en diere dan ook. Selfs die volwasse wilde honde is baie spelerig en speel dikwels met mekaar of ook met stokke of stukke hout en waaraan hulle ook soms kou. Kleintjies is veral lief daarvoor om aan plante en houtagtige stamme te kou en toutrek speletjies daarmee te speel. Aangesien die kleintjies nooit bene kry om te kou nie, omdat die kos vir hulle opgebring word, is dit dalk die enigste uitweg om hulle tande skerp te maak. Hulle aanvalle op plante raak ook toenemend aggressief. Kleintjies speel feitelik konstant en jaag alles wat beweeg, stoei met mekaar en tuister ook van die bietjie ouer wilde honde ook. So leer hulle lewensvaardigheid wat hulle later sal help om suksesvolle jagters te wees dan. En so kom ons, liewe vriende, wanneer ons sien dan ook daar in Korintiërs hoe Paulus baie duidelik ook vir die gemeente daar kom sê, hulle moet toch die valsheid raak sien. En om die valsheid raak te sien, liewe vriende, is dit baie belangrik, amper soos by die wilde honde ook. Die wilde honde het eers so bietjie met die egte te doen en hulle leer eers die egte sodat hulle op so 'n manier dan die valsheid makliker kan raak sien. En hy begin ook dit in die Bybel. Hy sê, ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra my tog maar. En hy bring hulle op die plek om te sê, kom ons veg net die regte geveg. Net om te sien waaroor sake eintlik gaan. Dit gaan nie oor my nie, ek is nie die vyand nie, ek is nie die een wat skade wil aanrig nie, kom ons veg net die regte geveg, teen wie ons eintlik moet veg, teen jou duiwel met sy listige planne. En jy weet, dit is baie belangrik vir 'n kind van die Here, veral 'n volwasse kind van die Here, om te weet dat jy met die regte geveg besig is. Jy moet die valse kan raak sien, om die waarheid te kan verdedig dan. So, liewe vriende, kom hy dan en hy sê ook in 2 Korintiërs 11 vers 2, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Kyk net die motief, die voorreg, wat hy hier uitbeeld. Hy sê, ek wil julle aan die Here Jesus verbind, as hierdie rein maagd. Dis my doel. Ek is so jaloers oor julle, ek wil nie skade aan doen nie, ek het alles wat ek met julle deel en praat, wanneer ek ook al met sonde praat, of oor dit wat verkeerd is dit daaroor dat julle rein moet wees, omdat julle aan die Here Jesus verbind is. En daarom kom hy en hy bring die waarheid, en hy bring hierdie waarhede na hulle toe, sodat hulle die leuen kan onderskei. As jy nie weet wat verkeerd is nie, liewe vriende, niemand sê vir jou wat verkeerd is, of wat die waarheid is nie, hoe gaan jy die leuen ooit kan onderskei? En dis ons probleem vandag. Mense weet amper nie meer mooi wat die waarheid is nie, en hulle hoor so min van die waarheid ook, dat hulle die leuen aanneem. Ons het dalk in sommige gevalle het mense so gewoond geraak om die leuen te hoor, dat hulle dit aanneem as waarheid, terwyl dit glad nie die leuen is nie. En ons as kinders van die Here moet sekerlik Gods woord, of wat ook al gesê word, toets en beproef aan die woord van die Here. Wat sê God se woord daaroor? En dan sê hy in vers 3, hy sê, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. En hy sê vir hierdie gemeente, julle kan baie maklik mislei word. Net soos Eva mislei is, so kan julle ook maklik bedrieg word. En die probleem daarmee is, julle gaan vervreemd van Christus word. Liewe vriend, as dit wat u hoor of glo, of niet vir u mag wees op u oor, lei dat u vervreemd word van die Here Jesus Christus, moet u weet, u is met 'n valsheid besig. Die Here sal nooit iets vir u bring, om u weg van die Here af te bring nie, maar juist om u nader na die Here toe te trek dan ook. En daarom sê in vers 4, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as jy 'n ander gees ontvang het, as wat jy ontvang het, of 'n ander evangelie, as wat jy aangeneem het, laat julle heel dit goed geval. En hy kom sê, dit is so jammer, dat wanneer mense met 'n valsheid na julle toe kom, julle dit sommer aanneem.
Oor dit nou mooi woorde is of goed klink, of dit so sag op die oor val. Nou neem julle dit sommer aan, terwyl julle nie onderskei tussen die ware en die valse nie. En dan, liewe vriende, sê hy, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders. Het is nog interessant, hulle word as arbeiders beskou, want hulle werk. Wat hulle self verander na apostels van Christus. Hulle vertel gedurig hoe wonderlik hulle is. En hulle is hierdie manne en hulle doen hierdie wonderlike sake. Liewe vriende, oppas vir mense wat hulle self vlei en gedurig oor hulle self praat. Daardie mense is gewoonlik met 'n valsheid besig. En dan sê die Bybel daar in vers 14, 2 Korintiërs 11 vers 14, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Mense kan so mooi voorkom, liewe vriende, maar as hulle u vervreem van Christus af, en het begin oor hulle self gaan, oor hoe hulle is, en hulle bring 'n ander evangelie, en 'n ander verlossing, en hulle bly nie meer by die bloed van die Here Jesus Christus nie, weet verseker, dit is 'n valsheid. En daarom sê hy, sien dit tog raak. En mag die Here help om dit raak te sien, en ons eer hom daarvoor. Ons dierbare Here, wil u nie vir ons help, om die valsheid raak te sien, dat ons so in die waarheid ingeburger sal wees, dat ons die valsheid maklik sal raak sien. Amen.